Coast is ons besig om die laaste paar weke, maande, weet nie hoe lank nie, te praat oor die Koninkryk van God en hoe belangrik dit is dat ek en jy ons lewe se prioriteit die Koninkryk van God maak. Dat alhoewel ek en jy in 'n demokrasie lewe daagliks, in ons natuurlike lewe, is daar 'n roeping om volgens die Koninkryk van God te lewe in jou geestelike lewe. En baie keer is daar botsing tussen die twee. Want in 'n demokrasie kan jy regtig, jy volg die reëls, jy doen wat jy wil, en wanneer dit kom met die Koninkryk is dit heeltemal anders. Daar's een koning. Hy maak die reëls. Wat hy sê tel. Dit wat jy dink, dit wat maak nie saak aan hom nie. Dit verander nie die waarheid nie. Dit verander nie hoe hy jou sien nie. Maak nie saak wat die vyand jou kom vertel nie, hoe mismoedig die omstandighede is nie, hoe moeilik dit is nie, hoe wat ook al dit is nie. Dit maak nie saak wat enigiets anders sê nie, behalwe wat die koning sê. Wat sê die koning van jou? Hoe sien hy jou? Ek is dankbaar vandag, hy sien my deur die oë van Jesus Christus. Hy sien my nie soos wat ek was nie. Die Bybel sê, toe ek Christus aanneem, toe word ek 'n nuwe skep. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, alles het nuut geword. En dit is wonderlik, dit is 'n kosbare waarheid. Maar wie weet vandag, dat in my gees is ek splinternuut, maar in my siel het ek nog hierdie, wat moet vernuwe word. Wat nie aan die wêreld moet gelykvormig word nie, maar ek moet verander word deur die vernuwing van my gemoed, deur anders te dink, deur in lyn te kom met wat die koning sê, deur in lyn te kom met koning prioriteite. Hierdie week toe ek met die Here praat oor wat moet ek vir u preek, want dis maklik om vanoggend se boodskap vir u te kom preek. Een boodskap wat vanoggend gepreek het, ons sal hom aflaai, hulle sal hom vir u stuur vanmiddag, sal jy hom hê in elk geval, so julle kry dubbel. Amen. Maar dit is belangrik, want God het geweet wie jy gaan wees. Hy het geweet wat elke persoon nodig het, en baie keer is dit is moeilik om in woorde te sit, maar weet jy, God sal alles draai, alles werk om by een persoon uit te kom. Dis altyd vir my verstommend, en baie keer kan jy dink, maar as hy dan vir een persoon is, en ek is nie daai persoon nie, wat is daar vir my? Daar's baie vir my. En ek donderdag so ek daar by die werk, en ek dink, Here, wat wil jy met ek sê? En toe kom hierdie liedjie op. Kom o Skeppergees. En ek dink, okay, dis uit die blou tyd. Wanneer dit gebeur, dan weet ek, okay. Here, kom o Skeppergees, wat wil jy sê? Wat wil jy sê vir die gemeente? Wat wil jy sê vir die mense? En toe begin die Here met my praat oor storms. En dit was my interessant. Wat maak nie saak waar ons lewe is nie. Daar's altyd hierdie drie gedeeltes. Jy's either op pad in 'n storm in, of jy's either in die middel van 'n storm, of jy's besig om die ander kant van die storm uit te kom. Op pad na die wat? Die volgende storm. Jesus sê vir my en vir jou, hy sê, in hierdie wêreld is daar 'n moontlikheid dat jy verdrukking kan hê. Dis nie wat hy sê nie. In hierdie wêreld sal jy verdrukking hê. Maar wat moet jy doen? Hou goeie moed. Ek het die wêreld oorwin. Dis goeie nuus. Hy het die wêreld oorwin. En daai selfde oorwinningskrag, daai selfde opstandingskrag wat hom uit die dode opgewek het, is nou in jou binnekant. Ek hoop julle gaan saam met my bly wees vandag. Ek is klaar. Veral vir die jonges, hierdie generasie waarop God 'n mantel wil sit vir wat hy wil doen in die volgende seisoen, en ons ouer mense gebruik om die jong generasie hulle gaan doen wat ek en jy net gedroom het is moontlik, in dit wat vir hulle voorlê. Maar ek en jy het 'n rol om te speel, om vir hulle te kan wys en te kan leer, wat gebeur as die storm kom?
My kind, dis wat gebeur wanneer die storm kom. Kyk na jou ma, kyk na jou pa, kyk wat jy moet doen wanneer die storm kom. Want die storm kom na elke huis. Jesus sê dit. Hy sê, maar die huis wat bly staan is die een wat die woord gehoor het en die woord doen. Vriende, jy kan soveel skrifte ken as wat jy wil, totdat jy die woord doen, beteken dit niks. Beteken dit die storm gaan jou huisie omblaas. Jy gaan staan en jy sê, die skrif sê die skrif sê daai, maar jy het nog nooit gedoen nie. Ek en jy het dit nie in ons hart ingewerk, waar daai ding so lewendig is, dat wanneer ek daai ding praat, dan verander die omstandigheid. Want groter is hy wat? Jy weet dit, né? Ons almal weet dit, groter is hy wat in my is, as hy wat in die wêreld is. Die groter een lewe aan die binnekant van my en van jou. En wanneer die storm kom, of ek en jy, daar is mense wat vandag, ek weet, vir my die laaste maand, 2 maand, daar storms. Elke dag, ek sê volgende vir my, daar is elke dag iemand wat kom met 'n storm, en sê, kan jy help, kan jy bid, kan jy... Miskien is daar nie 'n storm in jou lewe op hierdie oomblik nie, maar as ek elkeen moet vra, ken jy iemand wat deur 'n storm gaan? Is dit bitter min mense wat vandag kan opstaan, ek ken niemand wat 'n storm het. Daar buite, net buite kan daai deur, raai wat gebeur daar? Daar's 'n storm. Daar's 'n storm om alles te vernietig wat Christus is. Maar raai wat? Ons wen. Die storie is klaar geskryf. Dis net wat se rol gaan jy en ek speel in daai storie? Wat doen ek en jy wanneer die storm kom? Wat gebeur in die middel van daai storm? Ons ken storms, hy kom, as daar 'n hurricane kom, 'n tornado kom, en hy druk alles plat. Wat doen mense? Jy moet herbou. Daar's baie mense in hulle lewens, hulle het nog nooit herbou nie. Die storm het gekom. Miskien is dit 'n geliefde wat oorlede is. Miskien is dit omstandighede, miskien is dit 'n besigheid wat verlore gegaan het. Miskien is dit mense wat nie die Here dien nie. Miskien is dit probleme met kinders, wat ook al. En ons sit in daai storm en jy dink vir jouself, wat gaan ek doen? Gee hy nie om nie. Jy sien dit met die disippels, jy sien hulle in daai bootjie. Hy het gesê, ons gaan aan 'n kant toe. Vir Jesus was dit klaar besluit. Ons gaan aan 'n kant toe. Baie keer begin mense by hoekom gaan ek deur hierdie storm? Hoekom gaan ek deur hierdie ding? Hoekom gaan ek dit? Ek wonder as ons vanmiddag moet vra, wie het Jesus in die woestyn ingelei om versoek te word deur die duiwel? Die Heilige Gees. Baie keer is die Gees van God wat my en jou in situasies invat, want hy weet hy gaan iets in jou doen wat jou lewe gaan verander. Ons wil oorkom, maar ons wil niks oorkom nie. Ons wil wen, maar dan moet mag nie 'n vyand wees nie. Vriend, tot en ek en jy besef en vrede maak met die feit, die storm gaan kom. Maar ek en jy gaan oorwin in die middel van die storm. Gaan ek en jy bly staan. En daai storm gaan kom en raai wat? Daai storm gaan. Maar baie keer as ek en jy ons hoop verloor, dan word ons gevang in die middel van daai storm en ons beweeg nie aan nie. Daar's geen hoop nie. Ek weet nie hoe om die volgende ding te doen nie. Hulle het dit en dit gesê, hulle het dit en dit gedoen. Dis wat gebeur het. Ek voel nog steeds daai verlies. My siel, my hart is seer in die storm. Vandag hoop ek kan jy bemoedig en vir jy te sê, it didn't come to stay. It came to pass. Dit sal verbygaan. Jy sal deurgaan. Moet net nie tent opslaan in die middel van die storm nie. Daai disippeltjies het benoud geraak. Hy het gesê ons gaan aan die ander kant toe. Baie keer wanneer God iets met jou begin, dan kom die vyand en hy bring 'n storm. Dis nie 'n natuurlike storm nie. Jesus het geweet, maar hy was besig om te slaap in die skei. Wat sê hulle vir mekaar terwyl hulle besig is om te buil? Gee hy nie om dat ons besig is om te verdrink nie? Hierdie is vissermanne. Hierdie is manne wat die see ken. Hierdie is manne wat die water ken. Gee hy nie om nie? Baie keer kan ek en jy onsself kry. Gisteraan kry ek iemand, ek is besig met calls om 'n paar goedjies te koop, dan iemand bel my. En ek kan nie die persoon hoor nie. Ek weet hulle is in die hospitaal en goed. Maar ek kan hulle nie hoor nie, want so huil hulle en bewoe. En ek sê, ek kan jou nie verstaan nie. Ek kan jou nie verstaan nie. Ek gaan
goedjies betaal, ek sal kar toe gaan en bel ek jou. Nou bel ek die persoon, selfde, ek kan nog steeds hom nie verstaan nie, want is 'n gehuil en 'n geweet, en vriend, luister vir my, moenie my verkeerd verstaan nie. Dis nie dat dit onsympathiek is nie. Dis nie dat ek nie hart het. Maar my vraag aan die persoon is, dit wat jy nou doen, hierdie gehuilery, I can't do it anymore, ek weet nie wat ek gaan doen nie, ek is so moedeloos, ek so, hoe help dit jou? En dit klink hard. Want wat soek hy? Hy soek 'n bietjie aandag, 'n bietjie liefde, dit gaan oké wees, en dit gaan. Maar terwyl ek en jy laat ons emosies en die omstandighede die beter van ons kry in plaas daarvan, dat die geesteslewe, dit wat in jou is, daai oorweldig, vriend, gaan jy in daai storm bly. Terwyl ek en jy byl en sê, gee hy nie om, dat ons besig is om te vergaan. Jesus, hulle maak hom wakker. Gee jy nie om nie. Hy staan op. En hy kyk. En ek hou wat die Engels van sê. Die Engels sê, hy sê, peace. Ek glo vir myself. Hy het nie met die storm gepraat en vir die storm gesê, peace. Hy het vir die disciples gesê, hy het vir hulle gesê, peace. Vrede, raak rustig. Wees rustig. En toe kyk hy na die storm en sê, be still. Totdat ek en jy kan rustig raak in die vrede van God, in ons lewe, in die boot, in die middel van die storm, gaan ek en jy niks vir niks kan sê om op te hou nie. Dis juis wanneer jy in die middel van die storm is, dat die vrede van God, wat verstand te bowe gaan, wat bo jou gedagtes is, wat jou hart en jou sinne bewaar, wat wag staan, totdat daai vrede heers in jou lewe. Dat maak nie saak wat aan die buitekant gebeur nie. Dit affekteer nie die binnekant nie. Vriend, luister vir my. Dan kom ek en jy by 'n plek waar Christus Jesus, ons God en ons redder en ons helper, deur my en jou kan lewe, om 'n verskil te maak in die ander lewens. Terwyl ek en jy onrustig is, terwyl ek en jy sukkel, en ons weet nie om uit te kom nie, en ons weet nie om deur te breek nie, en die storm van 2 jaar terug is nog steeds, jy's nog steeds besig om te herbou. Miskien is jy nou nog op pad in storm toe. Ek wil vandag vir jou sleutels gee wat jou gaan help. Miskien is jy in die middel van jou storm vandag. Of miskien is jy een wat gelukkig is aan die ander kant uit, op pad na die volgende storm toe. Maak nie saak waar ons is in ons seisoen vir ons lewe nie. Die storm gaan kom. En die tyd wat vir ons voorlê, veral vir die kinders van God, die storm kom. Jy moet mooi luister wat ek vir jou sê. Die storm kom. Die storms kom. Het gaan ons nie oorweldig. Jy gaan die storm stil maak. In die middel van waar almal hardloop en skarrel en nie weet wat om te doen nie, gaan daar 'n handvol kinders van God wees wat weet om vrede van God te beheer en te sê, ek hou van die skrif wat sê, en die God van vrede sal die Satan spoedig onder jou voete verbrysel. Ek gaan dit vir julle sê. Die God van vrede. Nie die God van krag nie, nie die God van mag nie, nie die God wat die hemel en die aarde gemaak het nie, die God van vrede. Sal die Satan, nie sy demone nie, nie die ander kleine geeste nie, die een, die groot Kahuna, nie onder sy eie voete verbrysel nie. Hy sê hy sal hom onder maak so my voete verbrysel. Hoe sal hy dit doen? Hoekom sê hy die God van vrede? Want juis in die middel van jou storm, wanneer die vyand sê, wees onrustig, jy gaan dit nie maak nie, hoe gaan jy deurkom, is die vrede van God daar om jou hart en jou sinne te bewaar, en daar en dan, wanneer jy weier om bekommerd te wees, ek wonder as ek net een van julle kan sê, wat vanmiddag saam met my gaan staan en sê, ek weier om bekommerd te wees, ek weier, ek is omgekrap, omdat ek nie omgekrap gaan word.
Ek weier om bekommerd te wees. Want wat gaan jou bekommernis jou help? Hoe gaan dit jou kry om aan te beweeg in die dinge van God? Dit gaan nie, vriend. Dit klink hard, maar luister vir my. God soek geloof. Hy soek iemand wat sê, en nou sê mense veel, wat sê hulle? Onmoontlik, daar's nie manier hoe jy bekommerd kan wees. Wat sê die Bybel oor bekommernis, of oor besorgdheid? Wees oor hoeveel dinge besorg? Ekskuus? Niks. Nee, hy bedoel nie niks nie. Hy kan sê, dit is nie reg, dit kan nie niks beteken. Dit kan tog nie beteken jy moet oor niks besorg wees. Daar's tog sekere dinge waar jy moet besorg wees, né? Nee, hy sê, wees oor niks besorg nie. Moenie angstig wees nie. Sal God jou iets vra wat nie moontlik is nie? Sal die God van hemel en aarde vir jou sê, doen dit, maar jy gaan dit nie maak. Wees oor niks besorg nie, maar, sorry, jy gaan dit nie maak nie, ek sal maar so dingetjie aan die agterkant sit net vir jou sê, jy gaan dit nie maak. Mag ek en jy 'n kind van God wees wat sal staan en sê, ek weier om bekommerd te wees. Ek weier, al staan ek in die middel van die storm, en dan staan ek aan daai oog en alles waai en alles spartel en alles is in die lug en ek weet nie hoe ek gaan uitkom nie. Nogtans sal ek in die Here jubel. Nogtans sal ek met koning loof. Nogtans, want al daai goed, wat maak dit saam? Wat beteken dit? Goeie inleiding, ons begin. Hoe lank het julle hier staan? 3 ure. Ons gaan bedank, ons gaan moet voortgee. Ek gaan vir julle baie bekende gedeelte lees. Ek dink almal wat al 'n pad met die Here geloop het, baie preke gehoor uit die gedeelte uit. Maar dis wat ek glo die Gees van die Here vir my gesê het. Ek moet met die deel vandag. Dit is in Jesegiel 37, 'n bekende gedeelte, maar kom ek lees vir u. Wat gebeur en wat kan ons leer uit omstandighede of storms uit of verdrukkinge of al daai dinge? Wat kan ek en jy leer? En ons begin by vers 1. Die Bybel sê, die hand van die Here was op my. Eerste ding wat ek en jy moet weet. God gaan jou hoeveel begewe en hoeveel verlaat. Sê nooit. Nooit begewe nie. Nooit verlaat. Ek en jy moet dit weet, maak jy saak hoe groot die storm is nie. Jy's nie alleen nie. Hy gaan nie weg nie. Hy's daar. Die hand van die Here was op my en hy het my uitgebring deur die Gees van die Here en my neergesit in die laagte en dit was vol bene. So wat het hom neergesit in die laagte? Die Gees van God. Die Gees van God. Nie elke storm is die duiwel nie. Baie keer weerstaan ons die storm. Hoekom sê die wys vir my, waar sê die Bybel weerstaan die storm? Wat sê die Bybel moet jy weerstaan? Weerstaan die duiwel. Nie die storm nie. Hoekom beklei jy die hele tyd die storms? Jy's moeg, jy's plat. Baie keer is die Gees van God wat jou lei in 'n situasie in, sodat hy jou kan gebruik om ander mense te help. As jy nog nooit deur dit was nie, as jy nie weet wat dit is om daardeur te gaan nie, hoe gaan jy die volgende persoon help? Baie keer is die Gees van God, hier sê die woord, die Gees het my neergesit in die laagte en dit was vol bene. En hy het by hulle laat verbygaan na alle kante toe en kyk, daar het 'n groot menigte oor die laagte gelê en kyk, hulle was baie dor. Hulle was baie dor. Dit is baie maklik om vir my en jou om daai omstandigheid te sit en te lyk of alles dood is. Daar lyk nie 'n toekoms nie. Daar lyk nie 'n hoop nie. Daar lyk nie hoe gaan ek vorentoe nie? Hoe gaan ek die ding oorkom nie? Hoe gaan ek oorwin nie? Vers 3. Toe sê hy vir my, toe sê God vir jou, ek weet God is besig om hier met die Israel volk te deel. Maar as lesse wat ek en jy hieruit kan leer. Hy sê, toe sê hy vir my, mensekind, kan hierdie bene lewendig word? Eerste vraag wat jy en ek moet antwoord. Kan hierdie omstandigheid omgekeer word? Wat se God dien jy? Is dit moontlik by hom? Ek weet in die natuurlike lyk dit vir jou onmoontlik. Ek weet nie hoe jy gaan deurkom nie. Jy weet nie hoe omstandighede gaan verander. Jy bid, jy glo. Dit lyk asof niks verander nie.
Vraag wat jy self moet vra. Question to self. Kan hierdie dinge verander? Kan hierdie bene lewendig word? En ek antwoord, Here, Here, U weet dit. Jy weet dit kan. Jy weet dit kan. Daarom sê hy vir my, as ek so maak, is my happy dance, okay? Ek weet dit lyk nie baie, maar dit is net my happy dance. Hierdie boek doen iets aan my. Hierdie boek, hierdie woord van God, doen iets in my binneste. Ek sê baie keer vir mense, as jy weet wat hier aan die binnekant aangaan, is 'n party, is 'n carnaval, want hierdie woord doen iets vir my en vir jou. Daarom sê hy vir my, profeteer oor hierdie bene en sê vir hulle, selfde as wat Jesus vir my en jou sê, wanneer jy by jou berg kom, sê vir jou berg, profeteer. Een van die geestelike gawes van God, die Heilige Gees, Paulus sê, ja, geestelike gawes na, spesiaal, dat jy kan profeteer, dat jy kan lewe spreek in die situasie. Almal van ons, elke een wat in hierdie gebou ingeloop het, die Heilige Gees wat Jesus uit die dood opgewek het, leef in jou en hy wil deur jou profeteer. Hy sê vir my en vir jou en vandag, profeteer, sê vir hierdie bene, sê vir jou omstandigheid, sê vir jou storm, sê iets, profeteer oor hierdie bene en sê vir hulle, dorbene, hoor die woord van die Here. Dis nou net dance. Hoor die woord, dorbene. Wat sê hy? Sê, die bene is nie dor nie. Sê die feit. Dis nie die einde nie. Ek het 'n verslag gekry van die dokter. Ek het 'n verslag gekry van my bankbestuurder. Ek het 'n verslag gekry van die. Ek het 'n verslag gekry van daai een. Die een het dit oor my gesê. Dit en daai het dit oor my gesê. Wat daarvan? Wat daarvan, vriend? Wat sê God van die situasie? Ek sê nie, dis nie so nie. Ek sê, hy, verslag. Hy, bankrekening. Hy, die probleem. Hy, die persoon. Hoor die woord van die Here. Hoor die woord van die Here. Nie my opinie nie. Nee, luister wat my opinie is oor die situasie. Hoor die woord van die Here. Maak seker, dis die woord van die Here. So spreek die Here, tot hierdie bene. Kyk, ek bring gees in julle in, sodat julle lewendig kan word. Kyk, ek bring gees in julle, dat julle lewendig kan word. Dat julle lewendig kan word. En ek sal seënings op julle lê, en vlees oor julle laat opkom, en 'n vel oor julle trek, en gees in julle gee, sodat julle lewendig kan word, en julle sal weet, dat ek die Here is. Hoekom doen hy al dit? Sodat jy kan weet, dat hy die Here is. Profeteer vir die dorbene. Profeteer vir die omstandighede. Sê vir jou situasie. Sê vir jou berg. So spreek die Here. So spreek die Here. Ek gaan jou lewendig maak. Vir hulle wat in 'n storm sit, vir hulle wat in storms was, vir hulle wat nog steeds in 'n storm sit, en jy weet nie hoe om uit te kom nie, en dan voel daar's lewe vir jou vandag in Christus Jesus. Daar's vrymaking vir jou vandag. Ek wil dit vir u sê. Die Heilige Gees sal ons nie teleurstel vandag nie. Hy sal ons nie teleurstel vandag nie. Ons sal lewe sien. Toe, hier's 'n belangrike ding, toe het ek geprofeteer soos my bevel is. Ag, ek weet nou nie, ek is nou nie eintlik 'n profeet nie. Jy weet jy is die profeet van jou eie lewe. Ek sê nie vir het jy geweet, jy is die profeet van jou eie lewe. Wat sê jy oor jouself?
Ek het geprofeteer, soos ek beveel was. En sodra ek geprofeteer het, vriend, moenie skaam wees nie. Mense gaan by jou dink wat hulle dink. Moenie worry oor die volgende persoon wat hulle dink, of like hulle my, like hulle. Ek sê vir jou, dieselfde met my. Of jy my nou like of nie, dit pla my nie regtig. Ek wil hê jy moet my like. Ek is 'n baie nice ou. As jy nie weet nie, kom vra my, ek gaan jou sê. Maar dit beweeg my nie. Jou opinie van my beweeg my niks. Hierdie lewende God wat in my en in jou woon. Hy sê, profeteer, en toe ek profeteer, toe ek die geloof gebruik en gedink, ek gaan praat en ek gaan iets sê en my omstandigheid gaan verander. Toe ek dit doen, sê die Bybel, gebeur daar iets. Was daar 'n geruis en, nie net 'n geruis nie, en 'n beroering. Wanneer laas het jy gepraat en geprofeteer en dan was 'n geruis? Gereis en 'n beroering. Maar jy die woord van God gesê oor jou situasie. Toe die vyand sê jy het niks om te sê nie. Toe die storm sê moenie jou kop uitsteek nie. Toe alles sê jy kan nie wen nie. Daar's nie meer hoop nie. Bly net waar jy is. Moenie dit weer probeer nie. Jy gaan net weer val. Moenie weer so toe gaan nie. Moenie weer diep probeer nie. Moenie weer uitstap nie. Moenie weer dit nie. Toe staan jy op. En toe sê jy weet jy die God wat ek dien? Kan hierdie bene weer lewe? U weet dit kan. Kan is daar weer hoop vir my? U weet daar is. Kan ek by hierdie wêreld verander? U weet ek kan. Kan ek glo dit in die woord sê? U weet ek sal. Daarom sal ek my mond vul met die woord en my hart vul met die woord en dit wat ek sê en wanneer ek profeteer, dan verander die omstandighede, dan verander die lewens om my, want God het gesê, profeteer, hy het gesê, vat my woord en sê vir die dooie goed en die storms om stil te wees. Daar was 'n geruis en 'n beroering. En die bene het nader gekom, elke been na sy been. Oh. Haha. Een knie gedink klim nie. Een voet by die ander voet. Jy het presies geweet waar hulle moet gaan. Vriend, luister vir my, wanneer jy die woord van God vat, wanneer jy God se gees vat en jy begin praat, God weet wat moet beweeg. Jy hoef dit nie uit te werk nie. Jy hoef nie daar te sit, ek wonder nou as ek dit bid, hoe gaan sy nou reageer en hoe gaan hy nou, bid net, profeteer net, die bene sal by mekaar kom, hulle sal self by mekaar kom, die omstandighede sal self verander, hy weet, hy is besig om in jou te werk, volgens sy wil, hy sal dit doen, hy is in staat, gloei vir mense kind, gloei hy kan, ek hoop ek en jy sê vandag, ons weet hy kan, ons weet hy gaan, vers 8. Toe kyk ek en daar was senings op hulle en daar het vlees opgekom en 'n vel is bo oor hulle getrek. Maar daar was geen gees in hulle nie. Baie keer gebeur dit. Jy kan alles reg doen. Jy kan alles reg sit. Alles kan by mekaar kom. Alles lyk oukei, maar daar's geen gees. Daar's geen lewe nog nie. Daar's geen verandering regtig nie. My gemoed, ek voel as dat help gekom, ek voel beter oor die situasie, maar daar's nog nie lewe nie. Daar's nog nie die energie wat ek nodig het nie. Daar's nog nie daai krag nie. Daarom sê hy vir my, profeteer. Dit is vir my amazing, hoe hierdie God wat die hemel en aarde gemaak het, jou nodig het om te profeteer. Dat hy my en jou gebruik. Dat hy my en jou gebruik. Ons sal sê, nee, ken hy my? Ja. Beter as ek myself ken. Ken hy al my foute? Ken hy al my sonde? Ken hy al my... Ja. En nog steeds sê hy, is hy nie vir my sê profeteer. Hy ken my nie meer volgens die vlees nie. Hy ken my
volgens die Gees, dat sy Gees lewe saamgesmeld is saam met my Gees, en uit daaruit kom hierdie lewe wat ek en jy nodig het. Profeteer mense kind en sê aan die Gees, so spreek die Here, Here, kom uit die 4 windstreke, o Gees, en blaas in hierdie dooies, dat hulle lewendig kan word. En ek het geprofeteer, soos hy my beveel het, toe het die Gees in hulle gekom, en hulle het lewendig geword, en op hulle voete gaan staan, 'n onsaglike, groot leer. Hugo, kom speel julle vir my. Ons gaan daar klaar maak. Ons het begin met 'n klomp dorpbene. Ons het begin met omstandighede wat haaglik lyk. Ons het begin met 'n God wat vra, kan dit verander? Kan jou storm verander? Kan jou omstandigheid verander? Kan jou situasie verander? Kan jou verslag verander? Kan jou bankrekening verander? Kan wat ook al jy nodig het, waar ook al jou storm is hierdie God wat ons dien in staat om dit te verander? Wat dink jy? So 2, 3. Kom, o Skepper Gees. Ek kan nie jou lewe verander nie, vriend. Wat het ek? Wat kan ek doen? Niks. Daai selfde Gees wat hierdie dorpbene lewe gegee het, is dieselfde Gees wat in jou woon. Is dieselfde Gees wat jy nodig het vandag om jou lewe te propel vorentoe, om uit die storms uit te kom en in die verlede te los en om aan te beweeg. Vandag geleiding sê, ek weier om bekommerd te wees. Ek weier, maak nie saak wat die storm sê nie, maak nie saak wat die omstandighede sê nie. Daar is 'n groter lewe in my. Die dorpbene kom vandag by mekaar. Die seënings kom vandag by mekaar. Die vel kom vandag by mekaar. En ek profeteer vir myself. Ek sê in my eie lewe, staan op uit jou mismoedigheid uit. Staan op uit jou probleme uit. Daar's 'n God wat heers. Daar's 'n God wat binne in jou bly. Is die God wat die hele al gemaak het, geskaap het. En hy's in jou en hy's in my. En ek en jy, ek kan dit nie vir jou doen nie. As jy vandag gebed nodig het, asseblief kom vorentoe. Ek sal vir jou bid. Ek het geen probleem daarmee nie. Maar vandag weet jy waar jy is. Is jy alles wat hy wil hê jy moet wees? Of laat ons nog steeds onsself hiernatoe staan en toe, deur die storms van die lewe? Ek onthou daar was ek was 'n klein kind, 8 jaar oud seker daarom. My ouma het hierdie lied gespeel met die ou, kinders gaan nie eens weet waarvan ons praat, die ou LP's, né? En die ou ander, ek dink sy naam is André Pelser of iets, hy het 'n ding gesing van deurgedra. Hy het my deurgedra. Deur die storms van die lewe is hy altyd deurgedrou. Ek was 8, 50 jaar terug. Hy's nog steeds getrou. Hy's nog steeds die een in die storm. Hy's nog steeds die een in die boot. Hy's nog steeds die een wat sê, kom aan, jy kan dit doen. Kom aan, staan op, doen dit, jy kan dit doen. Hou op, laat almal vir jou sê wat jy nie kan doen nie, en luister wat ek vir jou sê. Ek is die koning, ek regeer, ek is die een, net my opinie tel. Staan saam met my, en ons gaan sing. Ek wil hê vandag, en soos ek sê, as jy gebed nodig het vir enigiets, kom vorentoe, ek sal jy bedien, ek het nie probleem daarmee. Maar ek wil hê jy moet vandag vir jouself regmaak met hierdie God. Hierdie God wat in beheer is van elke storm. Hierdie God wat by jou miskien in 'n storm, luister vir my, ek is nie een van daai doemprofete wat sê, ja, God doen sit dit op jou en sit dit op jou om iets te leer. Ek is nie een van daai nie. Die storms van die lewe gebeur, want ons lewe in 'n gevalle wêreld. Maar ons het 'n God wat oorheers. Ons het 'n God wat oorwinning. En daai selfde oorwinning is vandag in my en in jou. Dis daar vir hierdie kinders, dis daar vir hierdie geslag. Hulle moet kan sien wanneer die storm kom.
moet hulle kan weet, dis wat my pa gedoen het, dis wat my ma gedoen het, dis wat ek gaan doen. Ek gaan nie bekommerd wees nie. Ek gaan met die storm praat. Ek gaan begin profeteer. Ek gaan begin sê hoe dit gaan wees. En dinge sal verander. Wat ek het gesien in hulle lewe verander dit. Kom ek en jy wees alles wat God wil hê ons moet wees vandag. Kom ons sing hierdie sang. Maak wat voor. Dank vir die Here vandag. Lewe maak het en hierdie omgewing, dat mense sal hier, is vol van God se liefde.
Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van God die Heilige Gees, sy met julle almal.